kom ons hier by mekaar. En vir baie mense is dit tradisie. Vir baie mense is dit gewoonte. Maar ons is nie net hier mekaar om net nog 'n Sondagprogram te volg nie. Ons is hier om werklik waar tyd af te sonder, tyd eenkant te sit en om spesiaal so in God se teenwoordigheid te wees. Ons weet dat God altyd oral teenwoordig is, maar op 'n Sondag wanneer sy mense bymekaar kom, is hy spesiaal teenwoordig. Ons is saam, is ons die liggaam van Christus. Ons is in sy teenwoordigheid. Ons is hier om te hoor, ons is hier om te bid, ons is hier om sy lof te besing. Ons is hier om te ontvang en ons is hier om te groei. En as ons groei, beteken dit ons gee ook weer iets terug. Ons tyd, ons geld, ons aandag, ons liefde. Dit wat ons van die Here ontvang, gee ons weer terug. In Psalm 85 vers 9 tot 11 staan daar: Ek wil hoor wat God, die Here, sê. Want hy praat oor vrede vir sy volk en sy getroue volgelinge. Hulle moet net nie terugkeer na dwaasheid nie. Sy verlossing is beslis naby die wat vir hom ontzag het, sodat sy heerlikheid in ons land 'n tuiste kan hê. Dis nie mooi woorde nie. Om te weet dat die Here se wens vir ons almal is voorspoed. Dat sy wens en sy hartsbegeerte vir jou is dat dit sal goed gaan met jou. Dat jy vrede sal beleef elke dag. Dat jy dit sal ervaar, dat jy sal weet dat God is 'n God van liefde, 'n God van genade en hy's altyd naby. Terwyl ons dit so in gedagte het, gaan ons net so sittend, gaan ons saam sing Psalm 87 en ons gaan vir die Here vra om ons stil te maak, om 'n bietjie te hoor, 'n bietjie te luister. Ons sing hom 2 keer. In jou gedagtes ook is, kom ons word net vir 'n oomblik stil. Daar waar jy sit, maak toe jou oë, laat alles om jou net eers vir 'n oomblik stil word. Besef dat jy in die teenwoordigheid is van die almagtige God. En wanneer ons so in die Here se teenwoordigheid is, dan lees ons verder daar in Psalm 85 vers 11. Dan beleef ons hierdie troue liefde en waarheid ontmoet mekaar. Geregtigheid en vrede omhels mekaar. Want dis wat gebeur in God se teenwoordigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en Here Jesus Christus, sy Seun, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, wanneer ons lees in die woord dat ons gebede opgaan soos goeie wierookoffers, dan is ons gebed vanoggend dat hierdie sang van ons, hierdie lofprysing ook so aanvaarbaar sal wees vir U. Ja, Here, U ken ons harte.
En ons is gevul met blydskap. Ons is gevul met blydskap omdat U ons vrymaak. Maar ons weet ook, Here, dat ons nie elke dag so voel nie. En dat daar baie van ons is wat nie op hierdie oomblik so voel nie. Ja, Here, U ken elkeen van ons omstandighede. U weet wat is die uitdagings, die worstelinge waardeur ons gaan. U weet hoe verward is ons baie keer. Here, bring vir ons die vrede. Vrede wat U so vrylik gee. Here Jesus, toe U aan die disippels verskyn het, was die eerste woorde vir hulle vrede. Mag ons dit beleef. Here, ons bid vir ons sendelinge wat uitgaan, baie werk het om te doen in moeilike omstandighede. Ons bid vir hierdie skoolkwartaal wat voorlê. Ons bid vir ons matrieks wat eksamens gaan skryf binnekort. Ons bid vir elke onderwyser, elke personeellid by 'n skool. Ons bid vir elke kind. Here, ons bid vir ons jong mense in hierdie gemeente, ook in ons ander gemeentes en ook in ons dorp. Ons bid vir die ouers. Here, gee vir ons ouers die wysheid en insig om ons kinders groot te maak vir U. Gee vir ons kinders 'n gees van lering om te besef dat ouers en onderwysers in liefde hulle wil leer. En mag die ouers en die onderwysers dit ook so doen. Here, ons bid vir die mense in ons gemeente wat siek is. Ons bid vir die wat deur moeilike uitdagings gaan, wat moet gaan vir prosedures en operasies. Here, mag U hand oor hulle wees en ook so die mediese personeel en die families wat hulle moet ondersteun. Ons bid vir hierdie gemeente, Here, vir al ons bedieninge. Ons is U liggaam, U hande en voete. Here, mag ons U hart vir die mense wys. Mag ons dit uitleef. Mag ons liefde en genade bied op plekke waar dit nodig is. En dan bid ons so vir hierdie erediens. Here, bo en behalwe al die dinge wat ons van U kan vra, vra ons dat U 'n persoonlike ontmoeting met elke persoon hier sal hê vandag. Tot U eer en verheerliking alleen. In Jesus se naam. Amen. Bring gerus die maatjies, bring hul keer op keer. Jesus nooi die kindertjies om te leer. Ek wil nou aangaan met die boodskap wat verlede week gegee is. Juis nou vir die kinders vandag, want hier was baie min kinders. Julle was almal op vakansie, of julle het laat geslaap. Ek gaan volgende Sondag bietjie laat slaap. Gaan jy preek volgende Sondag? Chop. Ons is uitgesort vir volgende Sondag. Ek wil gou hoor, julle gaan gou vir die hele gemeente sê nou, wat hulle nog nie van julle weet nie, want nie almal ken julle nie. Ek gaan vir jou die mikrofoon voor jou hou, en julle moet asseblief vir my sê, wat is julle name? Cassius, Mianai, Almanai, Bara, Meninka, Krisanke, Roy, Daniel, Daniel, Bianca, Isha. Het julle almal hulle name gehoor? Gaan julle onthou?
Okay. Wie van julle het 'n bynaam? Dis goed om te hoor. Okay, wat is jou bynaam? Gary. En jou bynaam? Chrissy. Sophie. Boskind. Okay. Wie het nog 'n bynaam? Likkewaan. Wat se goed? Leigwaan. Hæ? Lyfman. Okay. Wie van julle het 'n snaakse bynaam wat julle wil deel? Kyk hoe staan almal, sit almal nou. Nee, nee. Hoekom nie? Hoekom nie? Hæ? Ja? ET, extraterrestrial. Hy's 'n alien. Ek het nog altyd so gedink. Almal van ons sê ons naam, nê? Nee. Maar ons kry partykeer byname by mense. My doopname, vir die van julle wat nie weet nie, is Christoffel Johannes. So, ek het al die bynaam gehad van Stoffie, wat van Christoffel afkom, wat niks soos my naam klink nie. Ek het al in die koshuis was my bynaam gewees Truiser. Wie van julle weet? Wie van julle weet hoekom was my bynaam Truiser? Onthou ek het rooi hare gehad. Nou gaan die manne wat in die army was onthou. Daar was sulke koels geweest wat hulle in die aand skiet, 'n Truiser bullet sodat jy kan sien elke 10de ene. Gewoonlik. Dan kan jy sien waarna toe jy skiet in die aand. So toe noem hulle my nou maar Truiser. Ek was Carrot Head al gewees. My oom het my Rooies genoem of Rooian. En so kry ons allerhande name. Hoekom is jy Likkewaan? Oupa het jou die bynaam gegee. So het ons elkeen 'n naam en almal van ons se name beteken tog iets. Dit sê ietsie van onsself en name is belangrik. Ons het gister in ons gebedsgroep juis in die manne gebedsgroep gepraat daaroor. Name is belangrik. Maar wat moet ons ook onthou? Dat die Here vir elkeen van ons ook 'n naam gee. Nie 'n bynaam nie. Nie iets wat uiteindelik, want soos ek sê, ja, Truiser of rooi is omdat my hare rooi is. Nie meer nie, is nou baie grys. Maar ons het 'n naam gekry wat ietsie sê van onsself of dit is afgelei van ons naam af. Maar wanneer ons die Here se kinders word, dan is dit jou naam. Het jy dit geweet? Wat is jou naam dan? God se kind. Dis jou naam. En verlede week toe het ek vir die mense nogal gesê, julle moet dit onthou. Maak nie saak wat enige iemand jou noem nie, maak nie saak wat enige iemand vir jou sê nie. Jy is die Here se kind. En dit is wie jy is. Nie wat enige iemand sê nie, né? Jy's belangrik vir hom en hy's lief vir jou en jy bly altyd sy kind. Alright. So Likkewaan en Sophie en al julle snaakse name. Reg. Ons is klaar met julle, hoor, nou kan julle maar klasse toe gaan. Hoekom wil julle nie julle byname met my deel nie? Ek het myne met julle gedeel. Stuur maar vir my later 'n WhatsApp, hoor. Ek gaan almal op hulle byname begin noem as ek net uitvind wat dit is. Nee, byname is baie keer nogal goed wat ons nie wil hê nie. Maar dit kom nou maar en baie keer dan bly dit nou maar. Maar dit is juist die wonderlike ding om te weet, jy is nie wie iemand anders sê jy is nie. Jy is God se kind.
Ek gaan vir ons die wet voorhou, selfde gedeelte as verlede week, maar ek gaan nou net 'n paar verse minder lees. Kolossense 3 vers 12 tot 14. Dan skryf Paulus hierso vir die mense. Hy sê daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle self met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enigiemand 'n klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar, soos die Here julle vergewe het. So moet julle ook vergewe. Maar beklee julle bo en behalwe al hierdie dinge met die liefde, wat die band is, wat alles volmaak saambind. Dis tog wat Jesus geleer het, is dit nie? Liefde vir God, liefde vir mekaar, en as jy dit het, dan gaan al die ander dinge in plek val. Dan kom daai dinge van meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, dit kom van self. So mag ons altyd onthou wat Jesus ons geleer het, mag ons onthou hoe Paulus ook die gemeentes geleer het, en mag ons dit ons eie maak, mag ons dit leef. Nie net hoor nie, mag ons dit doen. Kom ons bely dan dit wat ons glo. Ek gaan vra as jy die vrymoedigheid het, ons sit net so, jy kan dit hardop saam met my bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Voordat ons dan so by die boodskap uitkom, kom ons bid God se seën oor ons saam wees. Here, wanneer ons uit die woord uit leer, dan besef ons hoe groot voorreg dit is om na soveel eeue nog steeds elke dag u woord nuut te vind. Want u praat. Ja, Here, u praat nog elke dag met ons as ons maar net luister. Maar soos wat Jakobus ons ook leer, Here, mag ons nie net hoorders wees nie, maar mag ons doeners wees. Daarom, Here, spreek, want die kinders luister, en mag ons dit so bewaar in ons harte, dat dit sal deel word van wie ons is. Amen. Mense, ons leef in 'n tyd waar daar soveel stemme is, elke dag. Soveel alternatiewe waarhede, sogenaamde waarhede, soveel invloede. En party kom nogal na ons toe in die naam van Christus, maar dan verwar dit ons harte. Ons hoor 'n stemboodskap van iemand af, of ons kyk 'n video op YouTube, of ons het selfs vriende en familie wat na ons toe kom en sê, maar hoorie, het jy gesien, dit is eintlik hoe dit is. So hoe weet jy dan wat werklik waar is? Hoe weet jy is veilig? Paulus skryf aan mense wat presies dieselfde deurmaak. En sy antwoord is eenvoudig, maar baie diep. Hy sê, bly in Christus. Want sien, selfs vandag nog is daar stryd om behoorlik 'n betekenis te kry van wat vryheid regtig is. Mense sê jy's vry as jy jou eie waarheid kies. As jy doen wat jy wil, dan is jy vry. As niemand vir jou reëls gee nie. Maar die Bybel wys ons nog altyd 'n ander pad. Die Bybel wys nog altyd vir ons dit is nie regtig so nie.
'n pad waar vryheid nie beteken doen maar net wat jy wil nie, maar leef in Christus. Want net hy maak jou waarlik vry. So kom ons hoor wat skryf Paulus in Kolossense 2 vers 6 tot 19. Aangesien julle dus Christus, Jesus die Here aangeneem het, bly leef in hom. In hom is julle gewortel en in hom word julle opgebou en versterk in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle oorvloedig is in dankbaarheid. Pas op dat niemand julle meevoer deur 'n filosofie en leë bedriegery wat gegrond is op menslike tradisie en teorieë oor die kosmiese elemente en nie op Christus nie. Want in hom woon die hele volheid van die godheid liggaamlik. En in hom wat hoof oor elke heerskappy en mag is julle met hierdie volheid vervul. In hom is julle ook besny, nie met die besnydenis deur mensehande nie, maar deur die besnydenis van Christus, waardeur julle sondige bestaan weggeneem is. Omdat julle in die doop saam met hom begrawe is julle ook saam met hom opgewek deur die geloof in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Ja, toe julle dood was as gevolg van julle oortredings en julle sondige aard nog nie weggesny was nie, het hy julle saam met hom lewend gemaak, deurdat hy al ons oortredings vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem toe hy dit aan die kruis vasgespijker het. Nadat hy hierdeur die gesagvoerders en maghebbers ontwapen het, het hy hulle in die openbaar tot skande gemaak toe hy hulle in sy triomftog meegevoer het. Moet dus nie dat iemand julle oordeel oor wat julle eet of drink of oor 'n fees, 'n nuwe maansfees of 'n Sabbat nie. Hierdie dinge is net 'n voorafskaduwing van dit wat aan die kom was. Maar die werklikheid is Christus. Moenie dat iemand wat aandring op selfvernedering en die aanbidding van engele en wat hom verdiep in visioene wat hy gesien het, julle van die prys beroof nie. As gevolg van sy sondige aard dink hy sonder rede baie van homself en hou nie vas aan die hoof nie, uit wie die hele liggaam ontwikkel, ondersteun en saamgebind word die gewrigte en spiere met groeikrag wat van God kom. Jy is vry van mense se reëls en tradisies. Nou kyk, as ons hierdie opskrif sien, dan kan ons baie maklik dink dat ons nou wil aansluit by die gees van die wêreld wat sê, ag man, doen wat jy wil. Wees net wie jy wil, wees self sommer wat jy wil. Maak mos nie saak nie. Die wêreld sê mos deesdae vir ons dat ons individue is, wat elkeen onsself moet bewys. En ons moet ons eie mens wees. Nou ja, daar's redelike waarheid daarin en daar's baie waarde daarin ook natuurlik. Maar ons is nie regtig individue nie. As ons kies om net op onsself te fokus, as ons kies om daai benadering te volg, dan is ons tog deel van die groot groep wat gekies het om dit te doen. Ons kan nooit nie deel wees van 'n groep nie. Het julle dit al besef? Die ander kant van die muntstuk is natuurlik ook dat soveel mense deesdae beweer dat hulle het die waarheid. Hulle is reg en almal wat nie saamstem nie, is verkeerd, selfs as dit by geloof kom. En as jy nie saamstem met hierdie mense se waarheid nie, is jy verdoem en jy's liefdeloos. In die gemeente van Kolosse was dit presies dieselfde gewees. 2000 jaar terug was dit ook die geval gewees. En Paulus waarsku in vandag se gedeelte teen hierdie leë en misleidende filosofieë wat op menslike tradisie en wêreldse beginsels en waardes berus. Kan julle glo, 2000 jaar later sit ons met dieselfde moeilikheid, né? Ja, en kyk, eerstens moet ek nou sê, kultuur en tradisie en rituele is mooi.
Dis nog altyd veronderstel om mooi te wees en waarde te hê. Dis veronderstel om iets te vertel van wie ons is, net soos ons naam. So daarom Sondag eredienste, nagmaal, doop, lofsang, bazaar of karnaval, bidure, al daai dinge is mooi. Maar in ons tyd vandag, dan hoor ons nou weer ander dinge. Ons hoor dinge soos, jy moet terugkeer na die Joodse feeste toe. Want dis die regte manier om God te dien. Of jy hoor dalk, en ek seker meeste van julle moes dit al gehoor het by iemand, ons Afrikaners is die verlore stam van Israel. Ons gaan een of ander tyd moet terugkeer Sionberg toe. En ons moet nou weer die Joodse wette onderhou, nie net die 10 gebooie nie, al 633 wette. Het julle geweet daar is so baie Joodse wette wat moet onderhou word. En as jy nou nie hierdie sekere profeet of hierdie spesifieke ritueel volg nie, as jy dit nou nie uitvoer nie, dan is jy nou nie geestelik genoeg nie, sê die mense. Of hulle sê, gebruik hierdie kristal, jy moet nou vir jou 'n hangertjie met hierdie kristal opmaak, of jy moet nou luister na hierdie engel boodskap, of hierdie engel gebed, sodat die engele jou kan beskerm, en sodat jy geestelike beskerming kan kry. Mense, hoor julle hierdie goed, né? Hoor jy, hoe word wette en rituele en dinge wat eintlik mooi moes wees, hoe word dit skielik iets wat jou inperk? Dit word iets wat jou gevange hou. En Paulus sê, nee, die mense in daai tyd het dieselfde goed gehoor. Dan sê hy vir hulle, nee, vryheid is om Christus te hê, Christus alleen. Kyk, ek kan vir ure lank hieroor gesels. Maar ek gaan dit in plain Afrikaans sê. Moenie mense of kulture toelaat om jou geloof te bepaal nie. Mense of kulture. Meet alles aan Christus. Moet nooit terugval in 'n vreesgebaseerde godsdiens nie. Hoor julle? Die Here is nie soos iemand wat net daar staan en jou dop hou en wag tot jy droog maak sodat hy jou kan straf nie. So. Waar is jy dalk vasgevang in reëls of kulturele verwagtinge wat jou van Christus af wegtrek? Dink bietjie daaroor. En bring dit voor Jesus. Laat hy jou wys en laat hy jou help. As jy wil, bring dit vir my, of jou geloofsvriend, of jou ouderling. Christus en Christus alleen, sê Paulus. Nie Jesus plus iets anders nie. Want jy is heel, volkome, soos Paulus dit stel, jy hoef niks by te voeg nie. Paulus sê, jy het in Christus volheid ontvang. Dit beteken, jy is nie op die proef nie. Jy is nie net halfpad in, totdat jy nog sekere goed reg gekry het, of totdat jy nog iets gedoen het nie. Of totdat jy sekere feeste vier, of sekere tekens van geestelikheid het nie. In Christus is jy heel. Ons leef in 'n wêreld waar jy moet presteer, jy moet mooi lyk, jy moet goed doen, jy moet geld hê, jy moet jou waarheid uitleef. Dan word jy aanvaar. Maar in Christus sê God self, jy is genoeg, want my seun is genoeg. En mense, dit is eenvoudig. Aanvaar God se aanvaarding. Aanvaar God se aanvaarding van jou. Hou op probeer om God se liefde te verdien. En herinner jouself daagliks, ek is volkome in Christus. Ek is genoeg.
Ek sien dit elke dag, selfs in my eie lewe. Ons sukkel soms hiermee. Ons hoor hierdie mooi woorde, en ons weet eintlik dat dit waar is, maar as ons onsself weer kry, dan probeer ons nog iets byvoeg aan wat Jesus reeds vir ons is. Hoekom? Want ons laat toe dat die vyand en mense en die wêreld ons nog steeds aankla, en dit terwyl Jesus die duiwel uit die hemel uitgeskop het. Hy kan jou nie meer aankla nie. En hy weet dit. Maar elke nou en dan begin ons dink dat ons nie waarlik vry is nie. En die duiwel weet dit, nê? Hy weet dit. Hy sien jou twyfel. En dan kom krap hy daar in jou slaai. Selfs in die kerk, nê? Dan kom hy sê vir jou, "Hey, dink jy regtig jy's gered? Dink jy jy's vry?" Dan begin ons weer twyfel. En dan begin al hierdie dinge vir ons nou skielik baie aantreklik lyk. Want ek meen ons almal doen tog sonde, so nou en dan. Ja, nie een van ons is volmaak nie. En dan kom vertel jy vyand vir jou, maar hoor jy is nie goed genoeg nie. Dit wat Jesus vir jou gedoen het, is nie genoeg nie. Jy het nog iets moet doen. En dan begin hierdie Joodse feeste en hierdie snaakse tradisies, dan begin dit skielik vir ons na 'n opsie te lyk. Dalk hierdie dinge wat my so pla. Miskien moet ek vir my nou maar 'n dreamcatcher koop en hom ophang by my venster. Of ek moet 'n salwing met olie kry. Of ek moet gaan na 'n bevrydingsseremonie toe. Dan klink hierdie goed skielik na 'n manier vir ons om weer skoon voor God te wees. Maar Paulus sê wat God sê. Hy sê jy is vry van skuld, want Jesus het klaar betaal. Hy het die skuldbewys met sy aanklagte teen ons uitgewis en dit blywend weggeneem, toe hy dit aan die kruis vasgespijker het daar in vers 14. Dit is vryheid. Jy is nie meer 'n gevangene van jou verlede nie. Jy is nie meer 'n slaaf van skuldgevoelens nie. Jy is nie meer onder veroordeling nie. Jy is nie besig om jou plek voor God te verdien nie. Dit is reeds verdien. En soos ek vir die kinders nou gesê het en verlede week ook gesê het, jy is nie wie enige iemand sê jy is nie. Jy is nie wat enige iemand sê jy is nie. Jy is wie God sê jy is. Jy is sy kind. Jy is vry. So leef soos iemand wat vergewe is. Weier om toe te laat dat skaamte jou definieer. En laat toe dat ander God se vergifnis in jou sien. Is daar nog 'n stem van veroordeling in jou hart? Glo jy Jesus het dit uitgevee? Glo jy dit regtig? Mense, glo dit. En hoor my asseblief mooi vandag. Jy is vry om in Christus te bly. So moenie laat los nie. Hou styf vas. Daar was mense in Kolosse gewees, soos ek nou gesê het. Mense kan dit nie glo nie, is 2000 jaar later, maar daar was mense in Kolosse gewees wat gesê het, jy moet feeste hou, jy mag net hierdie kos eet, en jy moet visioene van engele hê, allerhande stories, né? Allerhande dinge wat hulle gesê het, as jy nie hierdie goed het nie, is jy nie waarlik gered nie. Paulus sê, moenie toelaat dat enige iemand jou beroof nie. Ons vryheid is nie om weer onder nuwe wette te kom nie, maar om in Christus te rus en aan hom vas te hou. Kyk, in ons tyd is dit mos iets soos 'n verbruikersgodsdiens, menseregte bo God se woord, valse lering, oral te sien. Sterk invloede wat ons elke dag beleef. Paulus sê, bly geanker. Hou vas. Christus is die hoof. Ja, kerk
as gemeente moet ons mekaar help en almal om ons help. So wees waaksaam vir leringe waar Jesus vervang word met enigiets anders. Bou jou verhouding met Christus as iets persoonlik, nie net as iets wat kerklik is of kultureel is nie. Jy's nie sommer net 'n NG lidmaat nie. Jy's God se kind. Hou vas aan sy woord. Nie aan die gewildste leerstelling van die dag nie. Nie aan die video wat die meeste likes het nie. Of die dominee wat nou die coolste is en die lekkerste dinge doen en die nuutste musiek speel en al sulke goed nie. Hou vas aan God se woord. En kry jy ondersteuning. En kry jy ondersteuning hier. Ek kan vir julle nou sê, jy kan jou ondersteuning hier kry. Tussen God se mense. In die gemeente. En toets alles. Toets elke liewe ding aan God se woord. En nou sê ek dit vir julle ook, ja. Moenie alles wat ek hierso vir julle sê, sommer net vir soetkoek opeet nie. Julle kan my glo. Maar as jy hier weggaan vandag of môre of iewers in die week, gaan lees weer hierdie gedeelte. Onthou weer wat jy gehoor het. Toets dit aan God se woord. Toets dit, word stil by die Here dat hy self vir jou dit openbaar. So watter ander dinge is jy dalk geneig om aan vas te hou eerder as aan Christus? Daar's baie dinge. Soveel dinge wat ons aandag aftrek. Toe gepraat van tradisie. Broers en susters. Mense hou daarvan om dit te hoor, né? Ons is 'n familie. Nee, so julle is my broers en susters. Ja, ons is God se familie. Ware vryheid, mense, is nie die afwesigheid van reëls nie. Dis die teenwoordigheid van Christus. Dis nie 'n lewe doen wat jy wil lewe nie, maar 'n gevulde lewe, gewortel in sy liefde, in sy waarheid, in sy genade. Jy hoef nie meer te soek nie, jy hoef nie meer te presteer nie, jy hoef nie te vrees nie en jy hoef nie te vlug nie. In Christus is jy volkome, vergewe en jy's vry. Mag jy in hierdie waarheid leef. En wanneer die wêreld se stemme jou verwar, wanneer jy begin te mekaar raak, wanneer jy begin twyfel, mag jy altyd net weer stil word en mag jy Jesus se stem hoor wanneer hy vir jou sê, jy's myne. Jy is vry. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat U ons nie net uit genade red nie, maar dat U ons waarlik vry maak. Vry van skuld, vry van die wet, vry van verwarring, vry om met ons oë op U te leef. Here, bewaar ons in U waarheid. Bewaar ons in U liefde. Laat ons in ons vryheid ander ook dien met nederigheid. Ons loof U vir wie U is en wat ons kan wees in U. Amen. Gemeente van die Here, wandel in Christus soos julle hom aangeneem het, gewortel in hom, opgebou in hom, gevestig in geloof en oorvloedig in dankbaarheid. Glo bo alle twyfel in jou vryheid in Christus en weet verseker dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die heilige vrymakende gemeenskap van die Heilige Gees met julle sal wees, nou en vir altyd.